die brands en die plase bly dieselfde en operate op dieselfde manier. Dit was maar Ja. meer vir, jy weet, vir accounting en so of groep efficiencies wat ons die entiteitsstruktuur, die een entiteit geskep het en hulle ingeval het. So ek is die hoofoperasionele beampte vir die groep. So ek werk oor al die plase en fokus meestal op finansies, mense, hospitality, so die keller, die restaurant en so in die keller, bemarking en verkope is die dele waarop ek fokus. En dan Louis Strydom, wat die wynmaker is by Ineos, is ook die CEO van die groep en hy fokus baie op die primêre en sekondêre produksie, so die wingerde en die wynmaak en so, is nou sy groot forte. Is dit Louis wat by John Engelbrecht was voorheen? Yes, ja, so hy het mos by John gewerk, hy is al wat, hierdie is sy 25ste oes op die Helleberg hierdie jaar. Okay. So hy is al lank hier, hy is deel van die furniture. Môre Bertu. Hoe gaan dit? Môre net, nee, dit gaan maar 'n bietjie rof. Nee, ek kan dink, ja, ek waardeer dit verskriklik dat jy die kans gesien het om my te help met hierdie ding. Ek gaan miskien net gou 'n inleiding gee, Gideon. Hierdie studie is 'n studie wat gebore is eintlik in Frankryk. Ek het nou al 'n vriend van my, Jean-Éric Pelay, is 'n ou wat hy's meer in stelsels en goed, maar ons het al baie oor wyn. Ons het nou seker al 5 of 6 goed oor wyn gepubliseer ook, jy weet. Maar hy is 'n ou wat hy's 'n bietjie voor die meeste ander akademici wat hierdie ding al betref, hierdie NFT's en daai goed. Want die goed is groot in Frankryk en dit lyk my dis bitter min dat jy dit buitekant Frankryk kry nog, weet, in hierdie stadium al, jy weet. Want ek het met Rico Besson gepraat verlede jaar, toe sê hy vir my daar's 4 firmas wat blykbaar ondersoek doen daarna, maar ek kon nog nie by hom 'n antwoord terugkry nie, jy weet, om te hoor of weet wie daarmee voortgegaan het nie. Die hele ding gaan maar eintlik oor die toepassing van hierdie Web3 tegnologieë wat nou beskikbaar raak, wat ek dink veral vir jou baie sterk handelsmerke soos byvoorbeeld jou Bordeaux en jou en Burgundies en so aan. Daai goed, ek dink is weet, daar's altyd 'n klomp ouens wat sit en wag vir die volgende oes, jy weet, en destyds het Parker daai goed so opgeskryf dat jy weet daar's 'n mark daarvoor wat net onversadigbaar is. En dan ek dink saam daarmee het hierdie NFT's en goed begin groei omdat die ouens in China het baie van hierdie Franse handelsmerke gevat en dit gekopie, jy weet, en sommer net hulle eie labels opgesit en die grootste junk in daai bottels verkoop. So die enigste manier wat hulle gesien het toe om hierdie ding uit te skakel, hulle met daai hele ketting tot daar waar hy by die ou kom uiteindelik probeer beheer. Maar nou dit kos alles geld, soos jy weet, dis nie van hier rond nie. Okay, kom ons net vinnig, Alto, as ons nou oor Alto self kyk, okay, jy kan eintlik namens al daai plase praat, Gideon, of tot 'n mate, ja, tot 'n mate. Ja, want dit as daar iets is wat weet uniek is aan enig van hulle, asseblief kom in en dan noem jy dit, jy weet. Ek wil net Alto is nou, hy was in 2022 was hy 100 jaar oud, né? En Bertie, jou pa was voor jou wynmaker daar, né? Dis hom nie, ja, dis reg, ja. Leef hy nog? Ja, hy is nou maar so 72, nee, hy werk nog, hy moet ander. Okay. So wanneer het jy by hom oorgevat? 2015. 2015. Ja. Okay, so jy's nou amper, hierdie jaar is nou jou eerste dekade daar. Dis korrek, ja, my man. Van Ooste. Ja. Dis eintlik jou pa ek seker ook baie geleer, né? Nee, kyk, ek was nou maar saam met die besigheid eintlik gegroei destyds, so toe hy hier kom, dus ek nog op universiteit gewees en toe het ons maar altyd maar saam, jy weet, dis soos weer in natuur gewees, ja, wat natuurlik 'n lekker voordeel is. Lekker. Het jy op Stellenbosch jou daai BSc graad gedoen? Ja, okay. Ja, dis reg. Okay. Sê vir my, as ons net kyk bietjie na die grootte,
altoe as jy weet wat, ek weet nie wat se maatstaf die maklikste is om oor te gesels. Ek kan ons praat oor aantal bottels of hektoliters of hoe wat is die norm wat 'n mens meeste oor praat? Kyk op die oomblik, as ons nou nie na grond kyk en ons kyk na die mark, ons is omtrent nou op so 100,000 kussies van 6. Ja. En die beooging is om te groei na ten minste 150 toe. Okay. Ons het genoeg materiaal om dit te kan regkry. Dit is nie 'n probleem. Ons moet net die markte en die goeders kry. Okay. Ja, dis ongeveer waar ons nou staan. So 'n bietjie meer as 150, bietjie meer as 100. Ek dink hierdie jaar moet ons omtrent 110,000 kussies, ja. Wat 'n gesonde volume is. Ja. Gideon, sê vir my, julle groep, né? Waarvan praat ons daar? Hoeveel bottels is dit omtrent vir daai? Dis obviously die altoe wat 110 is, dan in die City by tussen 50 en 60,000 kussies 'n jaar. Ja. En dan Standard is ons jongste brand. Hulle is nog baie klein, so hulle is nou net oor die 10,000 kussies. So actually hulle is nog nie heel, hulle is omtrent daar. So sê maar 10,000 kussies vir hulle. So overall sit ons seker hierso tussen 170 en 180,000 kussies. Oor die 3 plase. Okay. Ek het nie besef Stellenbosch is so klein nie. Kyk, Stellenbosch is ons 'n ou brand. Maar toe hulle dit oorgekoop het hulle nie die ou stok oorgekoop en hulle het nie die ou, as ek dit kan sê, handelsmerke oorgekoop nie. So hulle het die naam oorgekoop, maar hulle het die brand heeltemal gehervestig. So die brand Stellenbosch, die handelsmerk was uit die mark uit gewees vir amper 3 jaar, amper 4 jaar. En hulle het die labels heeltemal oorgedoen, hulle het die vinger oorgedoen, so hulle die hele produk, die hele Stellenbosch handelsmerk in terme van die wyn wat daar ingaan, die wynmaker, die konsep, alles is verander. En so toe ons het in 2021 wat ook in die middel van COVID was, weer in die mark ingesit het, was dit basies 'n hele nuwe produk. So hy het 'n bietjie legacy en heritage, maar dis ook 'n hele nuwe aanslag en filosofie en strategie rondom die produk. En so dit is maar basies weer van 0 af gegroei, want in COVID het baie van die retailers in Suid-Afrika het ook baie van hulle portefeulje kleiner gemaak, jy weet. So hulle het baie wyn van die rakke afgehaal, so om 'n nuwe produk toe in die mark te bring was nie maklik gewees nie. Niemand wou regtig. So Stellenbosch het stadig gegroei tot nou toe, maar sy begin nou momentum optel. So dit begin beter lyk. Ek moet vir jou sê, ek is baie beïndruk met die wyn wat ek al geproe het wat daar vanaf kom. Ek, soos Berto weet, ek is maar 'n rooi moer, of hoe noem hulle daai honde wat mee jag, die bosvarke jag, jy weet, dis maar, dis rooi of dit is nie, jy weet, maar in elk geval, dit is nogal netjiese wyne. Okay, kom ons begin net 'n bietjie kyk, vir julle, die belangrikheid om innovasie in die bedryf, wat ook al beskikbaar is in watter vorm, hoe belangrik is dit dat julle met die jongste goed probeer saamleef? Dit en dan natuurlik julle handelsmerk beeld. Ek bedoel, jou brand image is seker die ding wat een van die hardste goed. Hoe kyk julle daarna? Kyk, ek dink dit hang af van die handelsmerk. Ek was soos met Altoos gesê het, dis nou 100 jaar oud. Die feit dat daar net 5 wynmakers of 3 families betrokke was by die wynmaak by Altoos oor 100 jaar is belangrik. Die ouderdom en die geskiedenis is belangrik. So daar, jy wil amper nie te veel van 'n moderne look vorentoe hê nie, maar natuurlik wil jy innovasie en tegnologie gebruik soos jy kan om seker te maak dat jy die terroir en die drywe wat Berto kry van die wingerde af tot die beste gebruik om by 'n wyn uit te kom. Nou, daar's altyd die trends van minimal intervention en al daai tipe van goeders, maar tegnologie kan jou altyd help om seker te maak dat so min as moontlik verkeerd gaan tussen die dryf en selfs in die wingerde self, jy weet. En so daar dink ek wil ons altyd natuurlik so proaktief as moontlik wees in terme van rondkyk. So ek wil, en ons is gelukkig met 'n eienaar wat ook altyd geïnteresseerd is om na sulke goeders te kyk, soos byvoorbeeld drones te gebruik. Jy weet hierdie groter drones om of jy weet jou pesticides of jou slakpille of jou whatever te administer in die wingerde. En ons het nou op in die as het ons ook 'n trekker wat caterpillars het in terme van wiele, want dit is blykbaar, jy weet, sagter op die grond, jy weet, so dit kom sy pressure is minder, so hy compress nie die grond so erg soos wat so al hierdie, so daai tipe van goedjies veral aan die agterkant is ons baie geïnteresseerd in, en as ons kan
rondspeel in terme van soos ons cellar ons tasting rooms en so en wat ons daar kan inbring. Maar in terme van waar dit miskien te veel aan die kliënt impak en daai interaksie en 'n persepsie gee van jy weet dat die brand super modern is in terme van sy tegnieke, is dit baie keer iets wat 'n mens meer versigtig mee is. Beide omdat daar's 'n groot trend towards jy weet die hele crafting ding, so dit gaan meer oor die perception van handmade en detail focus versus automation waar jy meer dink aan 'n Model Ford of jy weet dis word geassosieer met volume en nie kwaliteit nie. So dis 'n fyn lyn wat 'n mens moet loop want jy weet wyn is 'n en veral in die pryspunte waar ons speel is my opinie dat jy weet wyn is 'n kuns. Ja. So jy moet in ag neem wat die mense wil hê, maar jy moet ook so staan by wat jou principle is. Ek wil Helderberg is Helderberg en daar sekere goeders wat jy werk en nie. So jy kan nie al die fads en die trends volg nie. Jy moet ook bly by wie jy is en wat jy beste kan doen. En dan sal daar altyd 'n mark wees wat dit waardeer, wat die kuns van die wyn waardeer. Ja. En as dit daarby kom, as dit altyd jy weet human versus machine. Wat ons juist nou oor praat, jy weet waar kom AI en waar kom blockchain en daai goeders in om ons te help sonder om af te trek van die gevoel van 'n persoonlike endeavor is om die wyn te maak. Okay, nee, ek verstaan, ek hoor jou baie duidelik want ek dink veral Alto, die weet ek kom nou net oor die Alto handelsmerk nou meer uitlaat as oor die ander. Ek bedoel dis 'n resep wat wel jy kan dit nie 'n resep noem nie. Dis in elk geval 'n standaard, laat ek dit so sê, wat nog nooit teleurgestel het nie. Jy weet ek bedoel oor al die jare. Jy weet ek bedoel dis een van daai goed vir ons, toe ons dan nog jonk was, ons nog so Tassenberg gedrink het, daar die spoegspad hier op die kampus, dan is een van jou strewes was altyd Alto. Jy weet, as jy 'n bottel Alto koop, jy iemand het gewoonlik, 'n ou wat redelik goed daaraan toe is, dit gewoonlik, Alto was een van die bottels wat jy of aanhou vir jou verjaarsdag vir jou sou gegee het. En hom moet jy alleen gedrink. Ja. As jy verstaan wat ek daarmee bedoel. Ja. Ek dink dit is baie belangrik die punt wat jy daar maak oor om nie jou handelsmerk te versteur met want mense kan baie keer tegnologie, alhoewel die goed baie waarde het, verwar met kwaliteit wat jy deur 'n geuite, noem dit of 'n ou gestandaardiseerde beproefde resep gekry het oor tyd. Dit is 'n baie goeie punt wat jy daar opgehaal het. Okay, as jy nou kyk vandag en jy dink aan sê 10, 20 jaar gelede, wat doen julle anderste nou om jou brand image te bevorder? Ek dink Bert, jy moet sê daar's seker goed wat jy weet wat ek nie weet nie, maar van 'n net 'n bemarkingsoogpunt is die grootste ding seker maar sosiale media. Ek wil ek dink is wyn het nog nooit, ek dink jy weet wyn het nog nooit goed geadverteer in terme van above the line en as ek sê above the line bedoel ek nou jy weet advertensies op televisie en ek dink sekere tydskrifte soos Visie of jy weet baie high-end is goed vir hoë gepryste wyne, alhoewel ek dink selfs dit is 'n issue, maar ek dink social media was regtig 'n game changer geweest vir wyn, waar jy weet mense het gewoonlik gekoop wat hulle ken, of hulle het hulle vriende se wat hulle dink wynkenners is se input gevra of sekere wynmense, jy weet, so of dit nou platforms is of dit internasionale mense is. En social media het gemaak dat daai mense, daai influencers, daai ouens met die clout enigiemand kon kyk wat hulle doen, of jy kan enigstens tyd sien wat jou vriende drink en so en daar volgens gaan. So ek dink dit was seker die van 'n tegnologiese oogpunt en in terme van bemarking was dit seker nommer 1. Die ander van dit sorry. Ekskuus, nee. Die ander is dan direct to consumer. So die mense, beide mense wat jou fasiliteit besoek, maar dan ook jou website en die ons ability om vir mense direk wyn te voorsien. Ek dink dit was ook 'n groot skuif. Ek wil dis nog steeds 'n baie klein deel van die presentasie, selfs internasionaal. Ek dink jy weet obviously hoe kleiner die wyn, hoe groter is die persentasie wat direk verkoop word.
Ja. Maar ek dink die average internasionaal is maar hierso by 16% of so wat deur 'n webwerf verkoop word. Maar ek dink dit maak veral vir jou premium wyne 'n baie groot impak. Okay. Hoeveel van julle wyne word internasionaal verkoop? Met Alto is dit nog baie min. Dis op hierdie stadium net oor die 10%. Ek dink jy weet so sê maar 80-20, maar ek dink op die oomblik is dit meer soos 85-15% wat meestal Suid-Afrika is. Ja. En dit was nog histories altyd so gewees. Selfs met die vorige eienaars van Alto was internasionaal ek dink nooit meer as 20% regtig gewees nie. Ja. Dit was ook meestal Rouge gewees of in daai tyd die internasionale weergawe daarvan 1693. Okay. So dis deel van 'n groot job vir ons is om daai internasionale groei te kry. Dis 'n groot geleentheid binne in die Alto wat nog nie gerealiseer is nie. En dan natuurlik om ook die premium wyne, die Cab en die Estate Blend en so in daai internasionale kanaal te bemark, want as jy dit vergelyk met NELs is gewoonlik hier tussen 50 en 60% internasionaal afhangende van jaar tot jaar. Ja. So as gevolg van die distribusienetwerk wat klaar daar was met Rust en Vrede toe NELs begin het, en dan natuurlik die naam NELs en hoe wêreldbekend hy is, die golfing personality, dit baie gehelp daarmee. So hulle het 'n baie goeie as ek kan sê diversity in hulle regional portfolio. Okay. Dan is dit nog verder agter net as gevolg van hoe klein hulle is. So hulle is maar hulle as Alto is like miskien 5%, miskien 10% van hulle verkoop is internasionaal. Sê vir my, Gideon, het die NELs wyne het hulle al gekyk na NFTs? Die eienaar en veral die eienaar se seun, wat ook nou en dan betrokke is by die besigheid en hy is baie meer kyk, die eienaar is ook baie gefokus op innovasie en tegnologie en so, en sy seun is nog meer so ek weet hy het al met NFTs rondgespeel. Meer in terme van, jy weet, NFT art. So hy het sekere NFT art goeders gekoop en ingekoop op en so. En ons het dit toe bespreek in terme van die waarde van NFTs vir wyn, maar jy weet, en hier ek sal nie sê ek is kundig op die vlak nie, maar jy weet, ek dink NFTs het gesukkel met dieselfde as wat die blockchain gesukkel het met cryptocurrencies in terme van dat dis 'n gebruik vir wat dit kan gebruik word nie, en is nou net meer speculative, en NFTs was dieselfde, en so ek dink baie mense het geld verloor. En ek kan verstaan hoekom die Franse dit gebruik, want ek dink daarso, soos jy sê, baie kere jy wil die wyn koop en jy wil actually die wyn hê nie, jy wil hê by die chateau bly of dit kan nie na my toe kom nie, maar jy het dan ten minste die token wat sê daai is myne en dit gee jou ability om hoe dit te trace wanneer dit beweeg. Eienaarskap beweeg, so jy kan verify dat hierdie 1960 Mogo wat ek het is actually en nie soos jy sê 'n Chinese knock-off nie. Ons wyne is nog nie heeltemal op daai status dink ek nie. Suid-Afrikaanse wyne bedoel ek nou. So ek weet nie hoe baie waarde daar is nie. My gevoel was ek het met seker so 2 jaar gelede met Johan Krieger van Kanonkop ook gepraat oor dieselfde ding. Hulle het dit probeer op een wyn, so 2-3 jaar voor ek nog gepraat het. En hy sê dit was 'n absolute disaster want die koste vir hulle was net eenvoudig te hoog, want jy weet jy moet nou kyk, die ideaal is dat jy hom in die keller los. Daarby onder die ideale omstandighede bly, en hy het gesê hulle kan dit nie doen nie. Hulle wyne moet beweeg, jy weet. En al het hulle byvoorbeeld 'n goeie naam veral in Brittanje onder 'n groot deel van die mark, want hulle doen baie goed daar vir hulle het baie gevestigde markte daar. Ek dink natuurlik die ander ding wat vir ons wyne en nou praat ek net in die algemeen, jy weet, dit moeilik maak om daai deur te breek, alhoewel ek dink daar's 'n klomp wyne van ons wat daarbo hoort. Maar is omdat hulle in Engeland vir so lank as loss leaders gebruik word in jou supermarkte. Daar's 'n paar ouens wat besluit oor die massa van die wyn wat daar verkoop word. So ek onthou so 'n paar jaar gelede was dit toe Australië daai droogte gehad het, ons so 'n klein bietjie innings gehad, want hulle kon nie voorsien nie, en toe het ons daar aangegaan. Okay, ek dink ons ry seker nog 'n bietjie daarop, maar ons word nie gesien in dieselfde lig as jou Franse wyne nie. Dit is net so.
En ek wil so ver gaan as om te sê dat eerlikwaar, daar's 'n paar, ek het nou onlangs hier weer het 'n Bordeaux blend gedrink van 'n landgoed. Daai ding wat my betref staan reg langs enige van daai ander goed. Dit is so. Jy weet daar's vir my en daar's 'n hele paar ander wyne ook wat ek dink in daai liga hoort. Maar nou ja, jy weet dis persepsies en om daai persepsies verander te kry is 'n ongelooflike probleem. Ja. Ja, die ander ding wat ons in hierdie studie ook baie belangstel is om om te weet waar gaan wyn heen. Hoe weet julle waar land al julle wyne om te verseker dat daar waar hy ook land dat hy in die toestand is wat julle hom wil hê. Ja, kyk, ek dink dis seker die grootste probleem. Ek weet as ons nou praat van Web3 en trustless en blockchain en so, ek dink die plek waar distributed database baie sal help is met die oorsprong en die uiteinde van wat kom in die bottel. Ja. En ek wil met in Suid-Afrika veral wat van toepassing is op altoe is, ons het nou ons landgoed en landgoed word bepaal deur, jy weet, die wyn word net gemaak van druiwe wat op die plaas gegroei het. En dan in die plaas se kelder is die wyn gemaak en is op die plaas gebottelleer. En ons het ons issues daarmee in terme van, jy weet, want as jy op die plaas moet bottelleer, dan gebruik jy baie keer mobile bottling wat ook, jy weet, daar's nou maar verskillende views al van, maar dis nie noodwendig so goed soos wat 'n fixed bottling line in 'n secure environment kan wees nie. Maar nou word jy gelimit om hierdie wyn wat nou estate quality is, moet jy nou half met 'n tweede keuse bottelleringsproses doen, jy weet, of so iets. En so ek weet Berto het al genoem, hy probeer met die ouens kry dat jy weet dat hulle daai ding update om te sê ja, dit moet druiwe wees van die plaas en die wyn moet op die plaas gemaak word, maar surely as jy weet dis wat in die bottel ingaan, kan jy dit eers anders te bottelleer, want dis op die einde wat belangrik is wat in die wyn is van die estate af. Ja. En selfs huidiglik is dit moeilik om dit te bevestig, want jy weet die ouens kan sê dis van die estate af, maar jy weet nie of hulle 'n paar liter van 'n ander plek af waar ingegooi het of so nie. Jy weet so of dit nou op die plaas gebeur of dit op 'n bottelleringsplant gebeur. Dit word nie regtig gekeer deur die huidige proses nie. En ek dink daar kan 'n jy weet 'n blockchain tipe van oplossing nogals help om te sê okay, maar nou hoef ons nie meer te sê moet op die estate gebottelleer word nie, want ons het 'n ander proses om seker te maak dat wat in hierdie bottel ingaan actually is wat in die bottel ingegaan het. Alhoewel selfs dan weet ek nie ek ken nie daai deel van blockchain goed genoeg om te verstaan hoe mense dit sal doen nie. Ja. En ek weet ook nie of die blockchain in sy huidige vorm ek het nou 'n probleem met die klank. As jou earphones, daar is daar pop. Allee, hooplik is dit nou 'n bietjie beter. Daar is hy nee. Daar is hy nou is hy weer hier, ja. Ja, sorry, my oorfone het nou pap gegaan. So dis Okay. Ja, so my issue met die blockchain is net in terme van die huidige tegnologie om op 'n blockchain te wees en die hoeveelheid processing power wat nodig is om 'n nuwe blokkie op te sit en jy weet, dit werk vir cryptocurrency, maar so baie mense wat interested is in omdat dit speculative is, maar op wyn, omdat dit 'n baie niche mark is is dit soos 'n vriend van my sê, 'n goeie distributed database in Excel of op Google Docs is amper makliker as om nou 'n blockchain te gaan probeer vestig. Want jy weet, ons probeer baie erg werk aan sustainability en as jy dan nou op 'n blockchain werk waar jy weet 'n massive server farms nodig is in China en in Rusland en oral om die goed te dryf, dan vra jy self vir jou vraag wat is die voordeel? Maar ek sê dit omdat ek is biased, jy weet, ek is positief vir tegnologie en ek love die idee van 'n trustless system. Maar ek is baie negatief oor die huidige vorm van die blockchain en waarvoor dit gebruik word en ek dink nie dis heeltemal in die rigting wat die ouens oorspronklik beoog het soos met smart contracts en agter sê. Ek is nie lekker, maar ek ken dit nie goed genoeg nie, so. Ek dink die neiging wat ek oral optel is een van koste. Dit gaan oor koste en dan natuurlik het hy om 'n blockchain dinge te hardloop, daar waar jou senuweesentrum staan,
vra blykbaar soveel elektrisiteit dat die skade wat dit aan die omgewing doen om daai ding van krag te voorsien is ongelooflik. Ook. Dit is van die goed wat ek maar net. Okay, ek wil net gou 'n bietjie hoor julle kliënte, Berto, julle het wanneer ek dink is verlede jaar gewees dat ek en my vrou 'n paar keer daar was en saam met mense ook wat julle daai klein porsies van wat op julle spyskaart is saam met wyne bedien het. En dit is vir my nogal 'n uitstekende manier gewees, jy weet, om ouens te engage, jy weet, om ouens betrokke te kry. As jy kyk na julle ander kliënte wat byvoorbeeld handels wat goed wyn by julle koop, hoe probeer julle die ouens betrek om meer met julle selfs te kommunikeer of iets oor julle wyn te sê? Ja, kyk, die restaurant het definitief vir ons baie meer voete gebring. So dit is omtrent nou so 2 jaar oop gewees. Ons maak actually Sondag toe want ons skuif nou na 'n nuwe perseel toe van die plaas wat ons hier langs aan gekoop het. So dit gaan nou ook maar so 'n bietjie van 'n goeie pyn wees. Maar ons sal laat deurkom, maar ons het 'n baie plaaslike mark. Baie van die mense is die mense wat kom wat op Stellenbosch self op soms het Wes self vanaf kom. Ons het nie 'n groot internasionale markie wat nogals interessant is, maar ek neem aan ons gaan ons nou besig hierso wees vir die volgende 2,5 jaar met 'n redelike groot noem dit maar renovation proses. So dit gaan van die hospitality deel wees, is een komponent, maar ons gaan die keller regtig maak. Ek dink as ons daai dag klaar is, gaan dit die beste keller wees op daai oomblik in Suid-Afrika wat geld kan koop. So ons gaan regtig 'n klomp geld hierso spandeer en dan dis nogals interessant, die klomp wynskrywers skryf dan en dan kom die internasionale mense. Ek meen in die Els het daai voordeel van die naam, die handelsmerk. Jy ken in die Els, hulle koop die T-shirts, hulle koop nou eweskielik hoor hulle die ouens het wyn in 'n restaurant en dan daag hulle op. So ons op hierdie stadium is baie maar wat 'n gesonde basis is ook, want die winter kom, die Suid-Afrikaners soek nog steeds 'n plek om na toe te gaan in die winter. Hulle wil nie elke dag by die huis sit, dis dit koud en nat is nie. Waar die Europeërs bly weg as dit winter is hierso, dan vat hulle die bietjie son wat hulle kan kry. Ja, so ons is definitief baie meer plaaslik as internasionaal. Okay. Julle het daai plaas, wat is die plaas wat julle onlangs bygekoop het? Dis die ou Bulten plaas gewees, maar die Bulten familie, dis mos hulle van. Ja. So dis pa se naam is, daar gaan so baie porsies op die plaas, maar dis van Bonte tot Bonte rivier tot Blyhoek tot daar is enige naam wat jy kan aan dink, ons moet net die regte naam kry. Okay. Maar julle gaan die totale Bulten grond gekoop. Al die dele. Ja, ons het eintlik hy loop hier onder in die riviertjie as ek nou van die berg af terugkyk Stellenbosch toe is daar mos in die riviertjie wat van Rustenvrede se kant af verbykom. So hulle het nog 'n deel wat aan die ander kant van die rivier lê, maar dit is uitgewees, maar daar's niks wingerd op nie. Dis maar die ou baas bly daarso en die seun bly daarso. Okay. En dan 'n deel heel bo in die berg wat in elk geval vir ons geen nut is nie, het hulle ook uitgehou. So daar's 2 titels wat hulle uitgehou het, maar die middelste deel wat die wingerd en die keller en die noem dit nou maar die hospitality area en die stoor, dit alles het ons gevat, Ja, en hulle het ook 'n paar netjiese wyne gemaak op 'n stadium. Ek het baie lanklaas van hulle goed gedrink. Gaan julle daai wingerd gebruik of gaan julle hulle uitpluk en ander daarin sit? Ons het omtrent so 90% van dit klaar uitgepluk. Nee, die goeders het by die laaste 10 jaar het hulle eintlik geen aandag aan gegee nie. Hulle het nou maar net kyk, dis 'n top plaas as jy kyk in terme van druiweproduksie. Dis regtig 'n fantastiese terroir, goeie grond. Die ligging is fantasties en dis presies dieselfde as wat ons is. So dis eintlik so lekker om daai by te hê dan jy weet jou kwaliteit is gewaarborg op daai plek. So ons het seker 90% van die goedes uitgepluk. Daar's 'n bietjie wit oor wat ons nou glad nie in ons portefeulje inpas nie, behalwe dat die Chenin Blanc wat nou in die Els toe gaan. Maar die rooi, ek kry Cabernet Franc daarvan af wat tog in relatief goeie toestand is, Shiraz en 'n bietjie Merlot. So dis maar die 3 goedes wat op die oomblik na my toe kom en ons het seker tussen laas jaar en volgende jaar wat ons gaan plant is omtrent is die Gideon seker 15-16 hektaar wat is nou weer hervestig. Ja, ons plant amper omtrent 20 hektar per jaar vir die volgende 3 jaar of so. Ja, ons het al klaar 40 of 50 hektar uitgeruk. En ons het groot blokke wat nie gevestig was nie, wat ons nou gaan hervestig. So ja, so 'n redelike groot investment dan, want kyk, dit was baie virus geweest. So die blokke wat ons hou is die Chenin dis 'n old vine Chenin. So dis hoekom ons hom probeer hou, want dis obviously daar's daai
ou wingerd element aan dit wat ons nie op die ander plase het nie en dan is er nou nog 'n Shannon ook wat help by vir Ernie want dit is deel van hulle portefeulje. Maar die res, ja, is so vrot van die wingerd gewees en soos Bert sê, hulle het in 2012 dink ek opgehou om wyn in die bottel te sit. En hulle het in 2016 regtig opgehou om enige aandag aan die wingerde te gee. Daar's 'n paar mense wat kontrakte met hulle gehad het, maar ek dink daai mense moet self na die wingerde kyk en self kom pluk en so. Ja. En enigstens geen wees nie. So die goeders het baie agteruit gegaan. Want hulle het al in 2015 of iets besluit hulle gaan die plaas verkoop. En dit baie lank gevat vir hulle om op die ander tot op die punt te koop om dit te verkoop. Okay. So ons Sê moes vir my, het julle mense wat van julle wyne spesifiek versamel? Ja, ja. Ja, definitief. Ons kry dis maar ouens wat baie keer by die Bergkelder die goeders gekoop het daar by die biblioteek. Okay. Daar lê groot lotte daarso. Ons het eintlik 'n baie klein versameling van ons eie. Dis eintlik hartseer toe dis 'n verkoop aan kliënte by biblioteek. Ja. Of die bietjie wat ons gekry het by die stel met die verkoop was nou nie, ja, dis nie ons het al baie by privaat ouens teruggekoop of minstens wyn geruil. Ja. Maar ons is redelik skepties oor, jy weet, waar die wyn verouder was en jy weet hoe lyk die bottel, dit moet dan ten minste nou presentable wees want ons wil 'n tipe van 'n noem dit nou maar wine vault tipe ding bou by die nuwe fasiliteit en dan moet ons net die goedes uitstal en dan moet die ding dan redelik netjies lyk. Ja. Ja. Nee, ek het ek kan nou daai winoteek het op 'n stadium was dit 'n wenner gewees en toe daai iets verkeerd gegaan lyk dit my. Want hy baie van daai wyn het skade gekry. Is my inligting. Jy weet die ouens se goed het nie later daar uitgekom soos dit moes nie. Dit was afgewees, jy weet. Nou, okay, hulle het nou redelik gekeer daarvoor dat dit nou nie te wyd verspreid gaan nie, maar ek het van die goed gesien waar daar uitgekom het, jy weet, hulle het maar redelik deurgeloop. Maar in elk geval. Ja, die probleem van daai wyne is ook as 'n ou dit jy weet, jy kan nie die wyn se kwaliteit waarborg oor 30 of 40 jaar nie. En as die wyn se kwaliteit nou nie daar is nie, maar ek meen as jy 'n label laat skade ly, dan is jy dan sal moet Ja, dis onvergeeflik. As jy kyk die wyne van destyds nou, kyk, het ons altyd daaraan gedink, veral rooiwyn, jou swaarder goed, het ons gesê jy moet nie in daai bottel vat voordat hy 8 jaar oud is nie. Nou vandag werk dit nie meer so nie. Jou wyne word gemaak om bietjie vroeër gebruik te word. En wat is jou leeftyd vandag? As jy nou dink voorheen het ons gesê, okay, kom ons kyk na 10 jaar vir 'n bottel. Hoeveel jaar sou jy nou op 'n bottel sit? Hang af van die jaar ook, maar kyk ons Cabernet, kom ons vat nou maar Cabernet as 'n voorbeeld. Ja. In die ou dae was dit gewees, die eerste Cabernet is in 1965 gemaak en in 1970 bekend gestel. Maar jy kon nie in 1970 aan daai wyn raak nie, want jy weet die ding se suur was uit balans uit, wat is net anders te gemaak gewees wat ons vandag maak. Maar ek dink waar ons toe het almal op die bandwagon gespring van hier in noem dit nou maar vroeë 2000s, laat 90s, die hoër alkoholwyne. Jy weet daai wyne het ook nie so lank gehou nie. Ek dink ons balans wat ons nou het is goed. Jou wyn is as jy nou weer Cabernet vat as 'n voorbeeld, 5 jaar is regtig 'n goeie tyd om die wyn te drink. Jy kan hom basies van die rak afhaal en hom geniet, maar jy kan hom definitief ook vir die volgende 10 jaar, 15, 20, dalk 20 jaar hou. Moeilik vir ons om te sê presies hoeveel, maar ons maak nou wyne oop. Ons het Rouge nou die dag oopgemaak by die 100 jaar funksie van ons en die wyn was 20 jaar oud gewees. 18 jaar oud gewees en die wyn is perfek. Dit was in 2006 al te Rouge gewees. So ja, die wyn word gemaak om nou geniet te word, maar definitief ek dink die moderne tegnologie laat jou toe om die wyne te maak vir die toekoms ook. Hulle sal definitief verouder. En dis waar die challenge lê met Alto Rouge. 'n Ou moet wel hopelik binnekort 'n R150 bottel wyn kan koop. Hy moet hom vanaand kan oopmaak as hy hom van die rak af gehaal het, maar hy moet ook geen probleem hê as hy hom goed kan verouder vir 10 jaar en die wyn oor 10 jaar te kan proe nie. En ons hou terug. Ons het 'n 10-jaar release, so ons hou nou 'n klomp voorraad terug. So elke jaar by 10 jaar, so ons moet nou 2015, maar ongelukkig het ons geen 2015 nie, maar van die Cabernet het ons en so aan 2016, ons gaan nou in 'n goeie ritme inkom en sê, okay, daai spesifieke jaar in 2027 gaan ons nou 2017 Cabernet en Rouge en Shiraz weer bekendstel. Ja.
Sê vir my, as julle nou kyk na nuwe verkoops- en distribusiekanale, is daar tipiese kanale wat julle op die oomblik oorweeg wat julle nie in is nie, wat julle graag sal wil ontgin? Ek dink is meer markte as spesifieke kanale. Ja, Ek dink 'n mens wil altyd ek dink 'n mark wat altyd in Suid-Afrika moeilik is baie keer die top restaurante. So mense is nie altyd bewus van Alto se legacy en die hoeveelheid ou vintages wat ons het en dis die tipe van ding wat ek dink baie waardevol is in daai meer premium restaurante waar die mense wat ons wil hê ons wyn moet leer ken op daai vlak, jy weet sal gaan uit eet en so. So Rouge is aan die een kant die ene wat jy graag wil hê in baie restaurante, jy weet sodat mense dit kan sien, dit kan proe en dan weer wil koop, maar jy wil ook daai hoër echelon hê waar jy weet deel is van 'n vintage wine menu en so wat die ouens jy weet waar hulle 'n 9 course meal met jy weet een van die disse met jou wyn pair, jy weet daai. ja. Dis Ja. altyd moeilik om in te kom met daai ouens. Dis nie 'n maklike gesprekkie want hulle is baie gedryf deur wat is die perceived kwaliteit wyne en hulle gaan nie sommer enige wyn op hulle lys sit nie. So ek dink dis seker die moeilikste. Seker baie toegang tot enige internasionale wyn op, jy weet. En dit is nie, as jy kyk die pryse wat hulle vra vir daai 7 of 8 gang Malta, jy weet, dan kan hulle ook vra wat hulle wil. Maar Ja, jy weet, nee, ons Ekskuus. ja. Ja, ek dink net aan 'n ander geval hierso wat vir my nogal vreemd is en dit lyk my of dit werk. Ek het nou nog nie met buyers daaroor gepraat nie. Maar daai diesel pinotage van hom sien ek verkoop hulle nou vir 1200, 1300 'n bottel, jy weet. Hier. En ek het nou net vinnig met sy seun gepraat. Hy sê sy seun hulle daai goed beweeg, jy weet. En dit is vir my interessant, jy weet, dat hy pinotage gevat het van 'n ding wat amper jy weet nie bekend is aan die buitelanders nie en wat die ouens ook baie hulle is afsydig daarteenoor en hy het hom gevat en hy het dit net gemaak en dit loop, jy weet. So ek weet nou nie presies wie almal dit koop nie, maar daar is blykbaar 'n redelike vraag daarna. Dit is dit 'n soort van 'n uitsondering dat jy daai soort van situasie maar net op die regte tyd gedoen het. Ja, ek dink as 'n kombinasie want ek wil obviously op daai pryspunt as jy sê dit loop en dis relatief. Ek weet nou nie hoe baie bottels hulle skuif nie. Ja. Ek dink wat buyers baie goed gedoen het is obviously hulle buyers is synoniem met pinotage. So hulle pretty much hulle naam getaai daaraan en baie goed bemark. Ek dink selfs met Villefante en Mike Radcliffe is jy weet sy baie van sy wyne is ek wil sê dat sy wyne sleg is nie. Dis nie dat sy wyne exceptionally duur is nie, maar hy het van die begin af sy hoeveelhede gelimit en jy moes op 'n waiting list kom om die wyn te kan koop, jy weet. Daai scarcity en daai bemarking help baie met die persepsie van jou wyn. Ja. En dis maar wat mense love is die scarcity. Hulle gaan nie R1000 betaal vir 'n bottel wyn waar jy weet daarvan klomp beskikbaar is nie. En ek dink dis 'n groot deel van daai is die persepsie, is die storie agter diesel, die hond en die alles is ook 'n nice storie en 'n maklike storie om te vertel en mense love dit om dit te hoor en ek dink dis ook 'n groot van wyn en van hierdie tipe van produk is die storie wat mense wil hê saam met die wyn. En ek dink dit het daai persepsie van pinotage as 'n laer kwaliteit dryf of cultivar gehelp om daai te circumvent. Ja. Jy het net genoem oor die Chenin Blanc wat jy gaan hou op Bulton. Want en is ou dinges want Chenin Blanc is mos een van daai goed as jy hom nou uit dra nou seker baie met drywe, jy weet as hy so oud raak. Maar daai goed het 'n geur wat uit hom uitkom wat ek het dit nog by geen ander stok gekry, weet waar die stok so 'n intense smaak eintlik aan die wyn oordra. En dis natuurlik 'n geleentheid daar wat jy het om 'n ding so Chenin Blanc eintlik net in 'n ander liga te kan sit. Jy weet want ek dink mense jou wynkenners sal weet, jy weet as jy daai dan kan hy nie te veel verkeerd gaan nie. Ja, okay, ek dink dis die twee goed wat Suid-Afrika as 'n brand homself teen taai as pinotage want dit is
uniek aan Suid-Afrika en dan Steve of Shannon is ook ja, daar's ander lande wat dit het, maar Suid-Afrika het definitief 'n groot rol gespeel in Shannon en die gebruik daarvan en so ek dink ons staan as een van die pioneers van Shannon. So ons praat by Distel het ons ook altyd gepraat van as jy wil internasionaal wen. Ja. Jy weet van jou strategie as Suid-Afrika, soos ons sê om jouself 'n bietjie te skei van die ander ouens is om op Pinotage en Shannon te fokus. Want dit is uniek in Suid-Afrika, dis 'n unieke storie weer eens wat jy kan vertel. Dis nie 'n Bordeaux blend waar jy die hele tyd dan vergelyk word met die French Bordeaux of daai tipe of 'n cab en jy word vergelyk met 'n Napa cab of 'n Franse cab. Dis heeltemal en ja, ek dink mense se view van witwyn en veroudering het ook al baie verander oor die laaste dekade of so. Ek is nou nie seker of daarso sal beter kennis hê as ek in terme van hoe lank dit al kom, maar dit was ons maar altyd witwyn is net vir nou drink en nou het jy die Shannons wat jy weet 10 jaar kan hou en kompleksiteit bou. Ek dink dis nie Suid-Afrikaans nie, maar wat sê die wyn van Duitsland en Austria. Rieslings is ook amazing in terme van die kompleksiteit wat die ouens kry in daai wyne, jy weet. Dis baie meer soos rooiwyne vir my as wat jy weet Sauvignon Blanc vir my is baie keer baie eendimensioneel, maar nou praat ek heeltemal uit my area van kennis. Nee, ek dink jy praat om die regte. Ek dink daar is te veel parfuum bygesit. Of het oor tyd te veel parfuum by. Ek drink dit glad nie. As ek kan, ek sal nie my mond aan sit nie. Ja, 'n goeie Shannon bly daarom. Hierdie wat die ouens deesdae, is almal 'n paar briljante Shannons eintlik op die oomblik in Suid-Afrika. Ek is mal daaroor as 'n witwyn. Sê vir my, wat is julle grootste koste van julle huidige verkope en distribusie? Wat is die ding wat die meeste geld opvreet? Kyk, obviously as jy vestig, dis baie kostes. So die ding met die industrie, veral met rooiwyn as gevolg van jou vate en alles en hoe lank dit om jou wingerde te vestig voordat jy actually by 'n maximum yield kom. Dis 'n groot barrier to entry. Ek dink daarso is hoekom baie ouens miskien net eerder wyn of druiwe koop van ander ouens af, want dit is baie kapitale belegging wat jy moet doen in die plase en in die kellers en die vate. Dan moet jy in die bottel hê. Maar ek dink ons grootste koste as ons net gaan kyk op, jy weet, op 'n line item vlak is mense. Ons mensekostes is seker ons grootste koste van 'n operasionele oogpunt af. So nie kapitale kostes nie. En dan jou jy weet meer en meer hoe meer premium we gaan natuurlik jou bottels glas en glasbottels is altyd 'n probleem want Consol produseer nie meer so baie nie en so jy weet moet jy invoer en wat is die koste en die sustainability impact daarvan. Labels word al hoe meer complicated want dis nou ook 'n groot deel. Jy is so baie wyne. Hulle praat gereeld as ons met Winniemark kyk, jy weet daar's ek dink is like 1600, 1700 brands, wynbrands in Suid-Afrika. So dis nie eens produkte nie, dis net brands waarvan net 80% van die verkope het in terme van volume. Jy weet. Maar jy daai 1600 en hulle het seker 20,000 produkte, SKUs wat op die rak staan. Jy weet en jy wil uitstaan. So die kostes en die koste op elke prysvlak word al hoe meer in terme van dat jy uitstaan, dat jou kwaliteit uitstaan op jou label kan nie net 'n stuk papier wees nie. Ja. Dit moet tekstuur hê en dit moet 'n finish hê en dit moet dit en daai. So daai kostes word al hoe meer. Maar dit bly nog steeds beheerbaar. Ek dink die grootste koste is jou mensekostes. En energiekostes. Energiekostes is ook massief, veral nou gedurende toe ons al die load shedding so gehad het, was dit skrikwekkend hoe groot 'n persentasie van ons operasionele kostes dit was. Hierdie sê vir my, word julle ook soort van gedwing om by veral by jou kleinhandelaars vir rakspasie te betaal? Of hoe onderhandel julle dit? Tegnies mag hulle nie dit doen nie. Hulle mag nie vir jou vir 'n shelf listing fee charge nie. Ek dink nie dis heeltemal toelaatbaar nie, maar jy moet invest, jy weet, en jy doen dit maar deur ander goeder soos met restaurante en so, jy offer dat jy betaal vir sambrele of om menus te print, jy weet. En ons het nie daai, ek dink ons doen dit nie, dis meer die groter ouens te stel en so wat daai tipe van investering doen. Ons werk meer op dat jy weet ons wyne het 'n kwaliteit
agter die naam. En soos Rouge is net, jy weet, 'n winkel kan nie sommer nie Rouge hê in my opinie nie, weet. Hulle verloor so baie deur dit nie te hê nie. Weet jy, hoekom sal jy nie kanonkop of Alto op jou rakke hê nie. Ja. Dit is so 'n groot following. Ons wys dit self, jy weet, met amper 80,000 kussies net van Rouge in Suid-Afrika, dus jy sal dom wees as jy 'n wynwinkel het om dit nie op jou rak te hê nie. Ja. So dit help. Ja, want Maar met iemand so Stellenweg daar, moet jy probeer om jouself so 'n bietjie in te koop, maar selfs daar, ek bedoel, toe ons met Stellenweg begin het ek met Checkers gepraat en ek het gesê, luister, hoe baie moet ek betaal dat julle ons 'n kans gee op die rak? Maar hulle het net gesê nee. Maar ons moet eers deur ander kanale die wyn bou en vir hulle wys dat daar 'n mark is vir dit, 'n rate of sale is, en dan sal hulle dit oorweeg. So hulle is nogal streng op. Ja, dit is nie so maklik om jouself in te koop nie. So hulle kyk na jou promosie en jou advertising spend en al daai goed ook om te kyk, jy weet, en hoe maak dit. Want ek kan verstaan, jy weet, want ek het altyd vir studente toe ek nou nog klas gegee, ek dink die beste bate wat 'n klein handelaar kan hê is seker sy rakspasie, jy weet. Daai tyd was hierdie ouens ontsettende listing fees betaal, jy weet. Hulle maar nou okay, daar's ook maniere wat jy kan dit in produkte gee of jy gee dit in, jy weet, ek dink daar miskien nie fisiese geld gewissel nie, maar dis nog steeds geld vir die vir julle, jy weet, dat jy met produkte gee en daai tipe van ding. Maar nou ja. Okay, groter ouens hulle maak baie groot deel van hulle geld is in terme van dat hulle nie kapitaal belê in voorraad nie. So ek weet soos Checkers, hulle moet, so ek dink 3 of 4 keer, so hulle wil 4 keer 'n produk verkoop voordat hulle actually vir die eerste keer betaal. Hulle betaling, hulle terme. En dit beteken, jy weet, hulle maak geld hulle basically maak geld op borrowed money. En dis 'n groot deel van hulle marges is baie klein. So daai maak 'n groot impak. So as jy 'n produk het wat heeltyd op die rak sit en nie lank vinnig genoeg draai nie, dan dit impak op hulle soos jy sê, daai spasie dit moet turn. Ek het as student ek daar by het 'n pel vir my wat by die stel gewerk het vir my werk gekry daar by die New National Hotel. Hulle was die grootste verskaffers aan die Sabines, daai hele van hoof van Bellville tot 'n hele end in Elsies. Maar wat baie interessant was, toe kyk ek eendag na sien ek toevallig die fakture, toe sê ek vir die een, hulle is 3 Joodse broers, is mos die Makos broers, hulle het 11 drankwinkels gehad. Sê ek vir een, maar jy weet, hoe gebeur dit nou? Julle verkoop nou hierdie wyn goedkoper as dit julle betaal daarvoor. Toe sê ek vir my, kom hier so. Nou gee my daai iemand en kyk ek sien toe ook toe sien ek wat daar gaan. Hy sê vir, hoor dit jy sê, ek sê nee, ek sien julle het 90 dae om te betaal. Hy sê exactly. Ek kry 90 dae se rente op hulle geld, né? En dan betaal ek hulle eers. So daai wyn het ek vanoggend afgelewer. Ek verkoop dit van vandag af, van môre en so, jy weet. Want hulle was in daai prysoorloop. Dis daai tyd dat daar nie 70, middel 70 tot so middel 80 wat jy die prysoorloop gehad het in die drankwinkels. Dit was verskriklik geweest. Maar ek kan 'n boek skryf oor daai goed omtrent, jy weet wat daar gebeur het en hoe hulle besig was. Ja, nee. Sê vir my, ek dink miskien ek dink ons is nou baie naby aan die einde. Ek wil net dink net by julle hoor, jy weet, ons kyk dan al hierdie tegnologie. Dit is so dat in Suid-Afrika is al baie min van die goed wat al werklik toegepas word. Maar ek aanvaar julle het seker goed soos QR codes en sulke goed al op labels wat dan as jy dit scan dan kan jy 'n hele visie kry van die hele wynproses op die plaas en al sulke goed. Wat sit julle alles? Dit is nog nie so gedetail nie, want ek dink veral die internasionale markte Europa spesifiek moet jy 'n QR code op hê en dit moet praat na die wat noem mense die health statistics, so die kilojoules, die suiker, ja. En daar's 'n deels rond dit. Ja, so dit mag nie gelink word aan jou brand se website of so nie. Jy kan dit nie gebruik as 'n bemarkingstool nie. So nou sukkel jy, want nou het jy 'n QR code wat klaar dit doen, maar ideally wil jy 'n QR code hê wat net alles het. So jy wil ek sê op die agterkant net een QR code hê wat dan vir iemand deur van jou website vir hulle die storie kan vertel, hulle kan video's kyk. Maar jy wil ook nie like 50 QR codes agterop hê nie. So dit maak dit maar 'n bietjie moeilik en ek dink dis die ding
as dit kom by QR-codes of hierdie tipe van goeders gebruik vir om kostes te verminder of effektiwiteit te verbeter en so. Sal met die blockchain. Ek dink dis iets wat SA Wine en Savas en jy weet die organisasies wat met die regering werk, moet werk om dit te adopt, want daar's geen manier wat 'n plaas 'n blockchain gaan adopt op hulle eie nie. Dis so 'n industriebeweging. Ja, wat gaan gebeur, want it's all about hoeveel mense dit gebruik en dat die critical mass daar is. Jy druk nou eintlik op die senuweeknop van daai ding. Dis presies wat ek sien wat die probleem daar is. Hoekom ons nie daar kan is, jy kan nie, dit is onmoontlik selfs vir 'n groot groep om dit te kan doen. Jy moet hom soos die ander is, want kyk, selfs as jy kyk na die ander, daar's hierdie OpenSea en daai handelsplatforms, jy weet, waar hulle daai goed doen. So ek kan verstaan die volume van besigheid wat daar deurgaan moet baie groot wees. Okay, maar jy sê ja, ek wag nou eintlik vir Rico om terug te kom na my toe, want ek wil met hom praat daaroor, want ek moet hoor wat hulle ondervinding is, want hy het toe ek het vir hom genoem het, dis verlede jaar al toe het hy gesê ja, dis maar die ding wat eintlik nog net, hy sê die meeste mense verstaan in elk geval nie. Jy weet presies wat dit is nie, jy weet. Maar dit is ook omdat ek dink die hoeveelheid ouens in ons land ook wat met cryptocurrencies werk ook nie vreeslik baie is nie, want dis maar presies gelyk daaraan, jy weet. Jy moet jy weet maar om daai platforms staande te maak is baie groot. Exactly, jy kan nie, jy weet dit help ons doen NFT's op ons eie of ons doen ons supply chain authenticate nie, want as niemand anders dit doen nie, dan beteken dit niks nie. Maar ek sal sê dat ek dink die een ding wat ons nou nog nie oor gepraat het en ek weet nie of dit regtig Web3 is nie, maar dit is definitief in terme van tegnologie waar ek dink daar groot potensiaal is vir die wynindustrie is met AI. In terme van toepassing op goed soos rolblaar identifisering, siekte identifisering, daai tipe van ding. Ek dink daar sal baie geleenthede in die operasionele kant van hoe ons daai tegnologie kan gebruik om wingerdbestuur en selfs miskien in die keller, wel ek het nog nie nagenoeg gedoen, dus hoe mens daar kan gebruik nie. Maar daai neural networks en daai tipe van goeders dink ek kan amazing wees om mense te help as 'n augmenter in terme van hoe mense jou wingerde bestuur, temperatuur en daai goeders in ag neem. Ek wil daai goeders kan so baie data saambring en kyk na wat is die analysis of variance en daai tipe van goedjies dat ek dink dit kan 'n amazing ding wees. En ek weet hulle is besig. Ek weet daar is ouens onder ek sê of Vititech of onder SA Wine is, maar daar is ouens wat daarmee rondspeel. Ja, kyk, ek sien dat die vinnigste vir ons kan regtig voordeel gee. Ja, want ek wil net vir jou noem, ek het nou na baie jare het ek nou reg gekry wat ek al gedroom het van, en dis om 'n instituut of 'n sentrum by die universiteit te stig wat net wynbesigheid gaan navorsing doen hoor. En ons gesprekke wat ons met Rico Beson tot nou toe gehad het, hulle is my eintlik 'n bietjie vreemd. Okay, ek kan nie sê dis al nie, maar die idee wat ek kry is, hulle stel net belang aan die agterend, jy weet, in ander woorde hierdie produksiekant. En ek kan verstaan ook, hulle het baie probleme daar, hulle het arbeidsprobleme, hulle het allerlei siektes en sulke tipe van goed. So, hulle fokus daarop op die oomblik. Hulle kyk nie na hierdie besigheidkant toe nie, weet, daar's nie 'n goed georkestreerde ding as jy, want kyk, die ou wie was dit, Savas wat in die buiteland na ons wyn moes gekyk het. Daai mense het dit nie gedoen nie. Hulle het een keer 'n jaar die ouens by mekaar gekry, jy weet, en dan, jy weet, of wie was, ja, dit is Wines of South Africa, né? Wat is dit daai vrou wat daar was? Sue, nee, wat sy naam? Siobhan Thompson. Oh, in elk geval. Sy's nou daar. Jy weet, maar of die een wat daar was, jy weet. Toe hulle uiteindelik sien wat sy een keer 'n jaar dan kry sy hierdie ouens by mekaar, almal raak lekker getrek daar, jy weet, van al die wyn en goed. Maar daar word geen bemarking gedoen nie, jy weet. En dit is eintlik, jy weet, ek dink daar's geld van, dat ek aanvaar, elke boer moet seker weer een of ander per bottel een of ander bydra maak of so iets, jy weet, om dit te bekostig. En hulle het nie hulle enige return daarop gekry nie. Maar
Nee, okay, die ander ding is sosiale media is 'n ding wat het julle julle het 'n website, né? En los ouens Ja, vir die julle brands. boodskappe Kyk, ons het daar. baie ons het wel nie so erg nie. Dis interessant, dis meer baie keer word die websites meer gebruik. Kyk, die verkope is daar en die groei is Ja, daar, maar ja. dis nog baie klein. Ons maak meer geld in terme van wynverkope by die keller deur, wat gewoonlik ook dis jou eerste trappie na website sales en as jy 'n club het, club memberships. So daai eerste fisiese kontak is baie belangrik globally. It's like 70% van mense wat deel is van internasionale wine clubs het eers by die wynkeller die wyn geproe en daar opgesaai en so. So dis 'n baie groot wat noem jy dit enabler vir mense om deel van clubs te raak. So ons het dit en dit groei, maar ek dink dis nie naaste my ontwil en die mense kyk baie keer meer op die websites vir die restaurant en die menu en waar jy is om jou te kom besoek as noodwendig om die wyne te kom koop. So dit sal nie sommer browse nie en dis waar wyn websites soos Port to Port en so beter is. Want daar kan die mense verskeidenheid koop. So hulle gaan soontoe want hulle kan 'n basket koop. Is die mense wat loyal is aan jou wat na jou website toe kom en daarso koop vir 'n spesifieke special of as hulle deel is van die club vir 'n vintage release of daai tipe van ding. Maar dit is nou mos obviously 'n baie meer limited portefeulje wat jy het. So dit is moeilik om net wat terugkom. So dis die mense wat jou ken en wat dis daai mense weet jy is mense wat jou love, jy weet. Okay. Weet jy, Gideon, ek kan net vir jou een ding oor daai ding opmerking maak en dit is dat hierdie besoeke van mense aan wynlandgoedere en so aan, en wine estates en so aan. Dis 'n ding wat ek kry die gevoel asof dit begin groei. Maar dit gaan nie, dis soos jy sê ongelukkig nie oor dit gaan ek hopelik later gaan dit oor wyn ook gaan, maar nou gaan dit oor die soort van entertainment value wat hy daar gaan kry, weet, en waarvan kos baie belangrik is, plek vir die kinders om te speel en al daai tipe van goed. Maar ek dink wat 'n groot soort van drawback op daai goed ook is, daar's nou so baie. Jy weet, want elke kellertjie, al is hy hoe klein, al verkoop hy nou net 'n vetkoek met 'n paar mieliepitte binne in of wat ook al, jy weet, of 'n biltong toebroodjie. Daar's iets wat hy daar doen om ons te kry. Ja. Nee, maar jy moet Suid-Afrikaners kan nie ergens in gaan en daar's nie iets om te eet nie. Anders gaan hulle bly. Jy weet, ons wil eet. As ons daar aankom is ons like, "O, dis mooi. Waar is die menu?" Jy weet. Dit is maar ons kultuur. En Suid-Afrikaanse wyn is ook baie lekker saam met kos, jy weet. Dis jy weet so dit is 'n goeie ding, maar as jy begin padbane en visvangdamme en daai jy weet daai die haas en daar's ook nie lelik baie, maar daai is nie, dit gaan nie oor die wyn meer nie. Dan gaan dit net oor die voete. Waar's vir ons is dit ons het die restaurant waar ons probeer die mense hier kry. Ja. So dat Jy is absoluut spot on. Jy weet, daai goed is 'n mens moet ek dink wat Bertole verlede jaar gedoen het met daai ding is, ek dink ek weet nie hoeveel keer mense teruggegaan. Ons het 'n paar keer teruggegaan daarvoor. Jy weet, want wat vir my baie goed was is dat jy het ook nie hierdie jy weet sulke bietjies, jy het nou ordentlik 'n bietjie wyn in jou glas gekry dat jy kon geproe het ook en so aan. En dit is vir my van al die kombinasie met kos, want ons ouens is soos jy sê, ons wil eet en as ons wil eet dan wil ons wyn saam met dit drink ook. Jy weet die meeste van ons. So dit is ek dink jy mense moet ooit verder as dit eers gaan nie, jy weet. Ja, ek stem saam. Enigiets anders moet wees gefokus op die wyn. Ek moet ongelukkig nou gaan hier so ander. Nee, ek wil vir jou net sê ek dink ons is heeltemal klaar. Gideon, baie dankie. Baie dankie vir julle tyd. Ek weet dit is baie druktyd soos hulle nou sê. Jy weet in julle bedryf. So baie dankie. Jy sal daai en sy vir my daai kant. Ek gaan myne die kant sy vir ingeval ek dalk hier weer op 'n manier, jy weet as jy nou plooibal status het soos ek, dan doen jy vreemde goed by tyd. Goed nie. Okay. Goed gaan hoor. Dankie baie. Goed gaan. Tata.